Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug, die Rockfight Rugby podcast, hier op Rockfight Rugby, jou Afrikaanse rugby kanaal. Ek het 'n vreeslike oulike nuwe banner ontwerp daar, mense. Mag kyk wat jy dink. Dit is altyd lekker om 'n bietjie rond te speel. Partykeer raak ek verveeld met al die rugby. Maar nou, Arrie, welkom terug. Lekker weer jou gesels. Ja, dankie. En weer, ja, dis lekker vooruitsig. Is nou die bokke weer in groen, dan die land verenig dan weer. Maar daar's nog 'n oulaas Vrydag, 'n baie groot by die land agter die bulle moet staan. So dis 'n groot finaal. So lekker vooruitsig. Vrydag rugby, Saterdag rugby, genoeg rugby dan. Ek dink hulle die bokke speel nie soos 14 keer as hulle daai finaal ook speel van 'n nasie tipe beker in November, so 13 verseker, miskien 14, maar baie rugby wat op pad is. Die eerste enetjie is Saterdag. Ja, ek wil net sê, jy sê as Suid-Afrika is weer verenig. Ek dink Suid-Afrika moet Vrydag aand verenig agter die bulle. Al skree nou nie vir die bulle nie. Laat ons net 'n slag hierdie kompetisie weer kan wen en ure slag weer 'n put kan druk. Ek sal so lekker kry as ons vir Leinster kan wen. En natuurlik vir Jan Ackerman om sy eerste seisoen na daai droewige begin wat hy gehad het om die dinge so om te draai, om vir die derde keer in 'n ry, sy span dat die bulle derde keer in 'n ry in die eindstryd speel, die 4 uit 5 keer. Weet, kan nie altyd, wat sê hulle in Engels, forever bridesmaid, never a bride. Dit tyd vir die bulle om 'n slag 'n bietjie die bruid te wees en daai titel te vat. En ek dink hulle kan. Wat dink jy? Ja, verseker kan hulle. Dit is nou weer 'n jaar verder en ek dink almal het geleer as baie van die spelers, daar's ander afrigters en ander stemme in die kleedkamer, maar ek dink baie van die spelers het laas jaar geervaar in die vorige jaar ook en ek en jy spot baie keer of praat ons oor die wet van gemiddelde, so ek voel gemaklik dat die wet van gemiddelde nou redelik in die boel se guns moet begin wees met alle eindstryde en dit wil amper sê dat geen waarborg nie, maar weet hoe meer jy van hulle speel, hoe nader kom jy om hulle te wen. Weet jy raak meer gewoond, die spelers is verseker ervare om daarin te speel, maar dit is moeilik om weg te speel. Ek dink ook Leinster is 'n bietjie ontwrig. Ek dink hulle gaan by Croke Park speel, nee. Ek dink hulle speel nie by Aviva waar hulle teen die Stormers gespeel het nie. So dis ook 'n bietjie van 'n effens ontwrigting. Dit is nie vir hulle 'n vreemde plek nie, maar dit is so 'n bietjie van 'n ander kleedkamer wat hulle ervaar as die vorige van die semifinaal ten minste. Maar ek dink die groot bondgenoot vir die Bulls MW is dat hulle het redelik goed daarvan afgekom deur die seisoen in terme van beserings, wat anders is as baie van die ander spanne en van Springbok spelers. So as jy kyk hoeveel Springbok spelers beseer is en wat by die Stormers ook later in die seisoen begin gebeur het en by die Sharks en by die Lions, is die Bulls het so hulle doen iets reg in terme van hulle kondisionering of hoe hulle die wedstryde benader of weet nie of dit nou soms maar net so 'n bietjie gelukkig is nie, maar ek dink dit is meer aandag gegee aan die regte dinge waarskynlik. Wat ek probeer sê is hulle het 'n gesonde span. Hulle kan kies uit hulle eerste keuse spelers dit is 'n span wat vir Leinster in die oë kan kyk. So dit is 'n lekker vooruitsig in terme van soveel Ierland internasionale spelers, also All Black ook en dan 'n klomp Springbokke in die Bullspan. So dis 'n baie groote. Ek dink hulle sal huiswerk gedoen het. Sou ook gekyk het wat die Stormers gedoen het in die semifinaal ander spanne ook waar Leinster miskien so 'n bietjie swaarder gekry het. So dis 'n heerlike vooruitsig. 'n Vrydag aand is niks beter om die naweek so te begin nie, maar ek stem saam met jou. Suid-Afrika moet verenig en almal skree, kom ons skree vir die Bulls en kry Suid-Afrikaanse wenner weer. Interessante e-pos wat die VRK uitgestuur het. Hulle moes natuurlik oor uitstuur want hulle het 'n regte tikfoutjie gemaak daar. Dis al interessant vir my gewees. Almal maak foute, mense, almal maak foute. Maar wat hulle gesê het, so Leinster het die beste rekord van enige Ierse span teen Suid-Afrikaanse spanne. Hulle het 15 uit 26 gewen, is 'n wenpersentasie van 58%. Dis ook die enigste Ierse span bo 55%, maar hier is 'n interessante ding. So die Bulls het die beste Suid-Afrikaanse rekord teen Ierse spanne. En hulle het 15 uit 24 gewen, 63%. Dis ook die enigste Suid-Afrikaanse span wat bo 50% gewen het teen Ierse oppositie. En hier is 'n baie interessante ding. Die 2026 finaal bring die VRK se twee sterkste wegspelers in. Die Leinster is die beste en die Bulle ook. Albei van hulle het meer as 50% van hulle wegwedstryde gewen hierdie seisoen. So, die Bulle staan 'n kans natuurlik Glasgow gewen teen Glasgow in Skotland. Dalk nou nie in Scotstown nie, maar die feit van die saak is, die Bulle weet hoe om weg te wen en hulle het 2 uit die 3 kere wat hulle al teen Leinster in 'n uitklopwedstryd gespeel het, gewen. 2 uit 2 semifinale natuurlik Glasgow verloor in die finaal. Maar hulle weet hoe om vir Leinster te klop. Ja, hulle weet hoe om vir Leinster te klop en ek dink die een wen wat nou naaste aan ons geheue is daai 25-20 dink ek op Loftus.
Die laas jaar se finaal se telling dink ek 237. Ja. Ja, dit was 'n groot telling, maar ek dink dit gaan weer dieselfde wees nie. Ek dink 'n statistiek wat mens motiveer en wat mens in ag moet neem, want dit is nie almal wat dit reg kry om soveel Ierse spanne te klop nie. Die Ierlandse spanne mens onderskat dit, want ons vergeet van Connacht en van Munster en Ulster en al daai spanne, dit is almal baie sterk spanne, en Ierland het 4 baie sterk spanne in daai kompetisie. So ja, die Bulls het goed getoer op die afgelope tyd. Ek dink veral in daai wenne, dit was nou teen Edinburgh en daai spanne ook. Ek dink Ulster was ook een van daai 2 belangrike wegwenne wat hulle gehad het. Ek weet nie wat Ulster was nou, ek weet Edinburgh was verseker een van hulle. So daar is net so voor hulle teruggekom het en toe in Pretoria 'n hele paar wenne gekry het agter mekaar, maar so ja, jy moet dit ervaar het, jy moet weet wat dit vat om weg te wen, en die Bulls het dit reg gekry. Ek dink ook dis op die ou end hulle het die afrigtingsspan moet ook 'n klop op die skouer kry, MW, want baie van dit wat op die veld gebeur is ontledings, die manier wat jy afrig, die spelers reg in die regte rigting kry ensovoorts. So jy kry die indruk van ons van 'n afstand, jy's 'n bietjie nader aan daai afrigtingsspan of nader aan die Bullspan, was al so half in die kleedkamers en daar in die gange. Dit is 'n gelukkige groep as mense dit so kyk. So ek dink dit is gevestig, die afrigters kom goed oor die weg met mekaar en ek dink hulle trek in dieselfde rigting. Maar dan sit 'n ander ding, die spelers moet dan uitvoer op die veld. So ek dink hulle kry dit reg. Ek dink daar's inkoop in die spelpatroon. So as al baie huiswerk gedoen gewees het, hoe speel ons Vrydag? Want jy wil ook jou stempel afdruk. Baie keer kan jy te negatief wees, jy wil net reaktief wees, jy wil net hoe maak jy as Leinster A, B en C doen? Jy wil eerder hê wat gaan Leinster met my maak as ek A, B en C doen? So jy moet nie ophou, jy moet eintlik eers jou druk uitoefen en jou spelpatroon probeer afdwing. Maar een ding wat van Leinster, as ons daaroor vinnig kan praat, is almal praat van hulle is 'n span wat vinnig begin en hulle vinnig punte aanteken en vinnig voor is, en Dobson het ook daaroor gepraat en die vrees daaroor, hulle is vinnig 10 punte of 13 punte voor. Hopelik kan die Bulls dit keer. Ja, ek het natuurlik Vrydag die voorreg gehad om vir Gronje te gaan voorstel daar en almal op Johan Ackerman en 'n hele klomp. En ek moet sê, ons lyk skerp, alles lyk goed, weet hulle. Hy het ook gesê na die tyd hulle het so 'n bietjie van 'n skrik gehad daar in die oefening, want hulle het natuurlik 'n harde sessie gewees. Ook hulle enigste sessie van die week gewees en maar almal is deurgekom, alles lyk goed. Maar kon sien dis nie die gewone joviale Johan, en joviaal bedoel ek dit nie, hy's nie 'n ou wat nou grapkas is of iets nie, maar hy's 'n baie meer ontspanne ou, maar hy was 'n bietjie meer gespanne gewees Vrydag. Ek kon sien, weet, dat sy kop is al klaar in Ierland, en toe ons donderdag daar was vir die perskonferensie, het hy ook gesê, weet, na die tyd, weet, hy is nou al moeg voor om elke keer, weet, in die eindstryd te kom en dit nie te maak nie, weet, hy 2 keer in die Lions het nie reg gekry nie, hy het met Gloucester het hulle in die laaste sekondes verloor met 'n vervyfskop. Anders sou hulle die wedstryd gewen het, die kampioenskap gewen het, die Challenge Cup nogal, ek het nie eens geweet nie, weet, dis nogal hoë lof daai. En natuurlik in Japan het 'n paar keer dit gebeur. Hy is nou moeg daarvoor, hy wil 'n slag wen, en ek dink met Neil de Bruyn aan sy kant, ek het weer gekyk Vrydag hoe goed Neil de Bruyn dinge te beheer daar, en ja, ek dink hulle is die man in die pan. Ja, ek dink baie keer MW as mens so kyk, jy's deur 'n klomp finale wat jy nie gewen het nie, dan is dit nie verlore oomblik nie, as jy mens so kan stel. Weet, baie keer is dit goed om daardeur te gaan. Is nie lekker op hy oomblikke nie, maar dink jy verstaan die oomblik, jy verstaan wat in finale gebeur, jy verstaan die voorbereiding, die prosesse, jy leer uit dinge wat jy anders wou doen. Weet, baie keer dat jy eers nou na die eindstryd en jy vlieg terug op 'n vliegtyg of wat ook al, of jy kan 'n bietjie dink oor wat kan mens anders gedoen het. So ek dink Johan Ackerman het die ervarings van om in daai finale te wees is nie verlore nie. So ek dink dit help baie. Dis belangrik dat jy daai groot wedstryde sien en ervaar. Sy spelers het dit gesien en ervaar. So dis baie, uit 'n geestelike oogpunt praat dit baie keer as jy nou het seer gekry het en jy het stikkend geval en daar's 'n roofvee en dit afgeval en sê there's blessings in scars. Nou baie keer is daar's 'n eina, maar dis nie alles sleg nie, weet, daar's baie keer blessings ook aan die goed wat jy deurgegaan het en jy leer daaruit. So ek dink ook uit 'n geestelike oogpunt sal dit vir Johan Ackerman waarskynlik ook so wees, maar op die ou end jy moet nou reg wees vir Vrydag aand, wat ek glo hulle is, so strategies, jy moet nou jou taktiek moet reg wees. Hoe wil jy speel, die spelers, die afrigting, die klein detail ensovoorts. Soos ek
klomp goed wat bymekaar kom. Maar ek dink die Bulls se proses lyk so goed as wat dit kan in terme van spelers is beskikbaar, hulle tyd gehad om bietjie skete reg te maak, natuurlik Ierlandse spelers ook, maar strategies sou hulle genoeg tyd gehad het om te kyk hoe hulle speel. So ek dink hulle kan al kyk vorige wedstryd, is altyd goed om te kyk wanneer Leinster onder druk was en wanneer hulle gesukkel het om punte aan te teken. So ek dink miskien ook daai semifinaal teen die Stormers is daar ook 'n les of twee wat mense raak kan kyk. Dit gaan nie net oor stewige verdediging nie, maar die Stormers het wel 'n manier gekry om die strukture reg te hou. Gesê okay, gee vir hulle scrums, gee vir hulle lyn staan en ons verdedig van daar af en ons kan hulle uithou. So is nie altyd so maklik nie. Daar was 'n paar genade oomblikke op die doellyn gewees vir die Stormers wat ander dae drees, maar dit is een van die komponente wat die Bulls waarskynlik raak gesneed en gesê het, maar Suid-Afrikaanse rugby het die vermoë om te sê kom ons trek hulle so in die donker areas in, ons trek hulle in die trenches amper in. Ons speel van daai vaste fasette af en kyk hoeveel ons kan klop. Maar ek dink is ook belangrik dat die Bulls moet sê dis hoe ons wil speel en dit afdwing op die Ierse span. Jy wil nie net reaktief speel soos ek vroeër gesê het nie. Ek dink jy moet weet hoe wil jy speel, dit begin toepas en druk sit op hulle dat hulle bietjie die druk ook ervaar. Ja, ek dink dis 'n goeie punt. Ek het toe Vrydag so met die manne daar gepraat en ons het ek het net weer die draad opgetel van wat die plan was in daai eerste semifinaal teen Leinster en hulle het vir Johnny Sexton geteken daar. En wanneer is Marcel Coetzee en Elrich het voor hom gehardloop, letterlik 'n paar keer en toe begin hy weghardloop. Nou natuurlik Sam Prendergast of Sam Prendergap soos 'n paar van ons vriende hom noem. Hy hou nie daarvan om te duik nie. So ek vermoed as hy nou gaan speel natuurlik, maar ek vermoed weet hy of selfs Harry Burns sê die alternatief gaan dalk definitief 'n teiken wees daar en as jy vir Jamison Gibson Parker die wedstryd uit kan haal dan jy halfpad gewonne. Dis my gevoel. As jy daai nommer 9 kan vat en Emrys Papier die vorm SA skrimskakel op die oomblik as jy my vra, teen Jamison Gibson Park, dis iets om jou lip vooraf te lê. Ja, ek stem saam en een ding wat Papier moet doen is hy moet die vraag vra om die losgemaal en hy moet die ouens eerlik hou, daai verdedigers moet hy eerlik hou en hy kry dit reg. En dis wat Fourie de Pre ook in die ou dae altyd gedoen het. Dit klink nou soos die ou dae, maar dit is wat hy en Joos van der Westhuizen gedoen het, is dat dis nie net 'n skakel gewees nie en jy het geweet dat jy moet hom dophou en Papier het daai vermoë hoe dat hy vinnig is en ook speel en jy moet kyk of daar 'n geleentheid is en ek dink dis wat Gibson Park ook goed doen is, as hy speel ook hy oomblikke, maar hy doen dit meestal wanneer hy goeie voorvoetbal kry en dis waar die Bulls vir hulle kan keer. Ek meen jy moet goeie verdediging hou hulle weg dat hulle heeltyd eintlik so half defensief moet speel en meer moet skop waarskynlik. Maar daar gaan waarskynlik aan albei kante gaan aan die begin sal daar redelik takties maar geskop word waarskynlik, maar probeer die losskakel onder druk sit. Die belangrike ding net is maar kaarte. Ek wil nie te vinnig daarop gaan nie, ons kan nog van die opbou van die naweek ook daaroor praat, maar ek dink die statistieke wat van die Stormers se kant af gekom het, is so 17 geel kaarte dink ek in die seisoen en daar was ook 2 in daai semifinaal en 'n hele paar ander belangrike wedstryde, so hulle het klomp kaarte af as daarmee net weer die gevaar gesien en ek dink as ek so hoor wat in die kleedkamer gesê is, het Dobson blykbaar vir hulle rustyd ook gesê, hoor hierso, bly 15 manne op die veld, as ons hierdie game wil wen moet ons seker maak dat ons 15 op die veld bly en dit was op die ouens so uitdaging, maar ek dink dit is vir albei kante, weet Leinster kan ook nie bekostig dat daar kaarte is en ouens afgestuur word nie, maar dit is 'n groot effek op spel op hierdie stadium en dit maak ongelukkig baie keer die verskil en dit het 'n verskil gemaak met die Stormers wedstryd ook in die einde. Bly op die veld en maak seker dat jy jou aggressie of ek noem dit maar aggressie of jou fisiese spel reg kanaliseer en net binne die perke bly. Want deesdae is almal die Engelse praat van trigger happy. Dit voel vir my van hierdie TMO's en skeieregters raak 'n bietjie trigger happy ook as die ding so 'n bietjie 50-50 raak, dan gaan dit teen jou. Mens moet versigtig daar vir al die besoekende spanne. Natuurlik die ander deel is die scrums. Die Bulle het waarskynlik die tweede beste scrum na die Stormers. Dit klink moeilik om te glo, maar as jy na die syfers kyk, is dit seker maar die waarheid. Maar ja, soos ek verwag Ed Reporter gaan nie speel nie. Hy kon dit nie uithou teen die Stormers nie. Hy's na 20 minute af. Hy gaan waarskynlik een van der vreemdes kwaal ontwikkel voor hy daar moet speel. Ek weet nie, hy's oomblik die toets nommer 1, maar sal maar sien. Ja, ek weet nie, ek sien uit na dat ons sal weer gesels waarskynlik donderdag na die span aangekondig is, kan ons kyk wat 'n tipe hoe geduldig te mekaar gaan opweg, gaan ons 'n bietjie meer detail ingaan. So ek dink kom ons beweeg aan na die Springbokke toe en natuurlik Rassie gisterand weer 'n Sondag surprise. Ons noem dit al die Sunday surprise en dan is elke dag, elke week een. Adrie Smit wat opgeroep is na die Springbok kamp toe. Ons weet die Bulle kan nou nie gekies word nie, maar dit lyk of die slotgeleerdere 'n bietjie uitgedun raak daarso.
Ja, die suspicie is daar dat daar een of twee stitte dalk is wat nog nie heeltemal 100% reg is om op te draf nie. So as ons kyk wat 'n span hy kies, maar dit lyk so kyk Morat is beseer en so hy tegnies vervang is seker nou van Morat, maar ek dink hy soek daai nommer 4 slot of daai harde bar, daai grinder slot wat hy verloor het in Venter ook uit vir Rowan Venter lyk dit my wat hy ook gesê dat hulle wou gehad het dat hy moet dat hulle hom daar gebruik het. Adrie Smit is 'n lekker harde speler. Ek kyk na sy statistiek is 2 meter en 1 sentimeter, 125 kg, so dis perfek vir wat jy wil hê in daai spel, maar soos jy sê, die spelers wat waarskynlik as almal beskikbaar was Kobus Wiese waarskynlik voor hom in daai ry gewees in daai tipe profiel slot. Hy was in elk geval nog voor dit hierdie keuses gemaak is, maar ja, ek dink daar's dalk 'n speler of twee wat dalk nie heeltemal reg is om Saterdag uit te draf nie, of daar's dalk suspisie dat daar net iemand is wat gereed is vir ingeval hy speler nie kan speel nie, maar dis bloot spekulasie, maar hy het seker gemaak het hy genoeg slotte daar het, maar Suid-Afrika het nou 'n paar slotte verloor, maar Suid-Afrika is geseën met 'n klomp goeie slotte, so al probleem is dat jy begin nou so 'n bietjie in die kategorie ingaan van slotte wat nie baie speelervaring het nie, baie toetservaring het nie. So dit is gelukkig is daar baie toetse om te gaan. Ek het net nou gepraat van 13-14 wedstryde in die jaar vir die Springbokke wat op pad is. So dis baie geleentheid om spelers kans te gee en mense vergeet dat die Wêreldbeker volgende Australië begin laat. Dit is eintlik eers Oktober. Ek dink is eers 3 Oktober wat daai eerste wedstryd in Adelaide van die Springbokke is. So daar's nog 'n klomp toetse, maar hulle gaan naby aan 22 toetse gespeel het in die tyd dat die Wêreldbeker begin. So jy het kans om van die spelers ook nog meer blootstelling te gee. En die ander realiteit is spelers soos Etzebeth en Lood de Jager en daai spelers is nou al begin aan die verkeerde kant van 30 toe mik. So jy moet nuwe manne in elk geval begin kans gee waarvan daar genoeg is. So as almal gefiks en gesond is, dink ek daar's tekort aan slotte nie, maar vir die onmiddellike is daar eintlik maar 'n uitdaging. Ek weet dit is as jy RG Snyman was 'n belangrike speler vir die Springbokke in dit en meestal van die bank af, maar so hulle het hom nie meer nie en daar's Morat is ook nou beseer. So hulle sal maar moet seker maak dat die nuwe manne kan deurkom, maar ja, is goed om te sien dat die manne kans kry. Ek dink dit gaan baie vir Adrie Smit se motivering beteken, dat hy so 'n bietjie gesnee toe werk hy binne kringe en dat hulle vir hom so 'n groen hemp gee om aan te trek. Ek dink dit is 'n goeie motivering wees. Wel, wat ek natuurlik baie bly is dat uiteindelik 'n oproep gekry het is Ruben van Heerden. En ek dink hy klop hom al baie lank, weet aan daai deur en uiteindelik gebeur dit nou. Ek verstaan dat dit waarskynlik om die bulle nou nie gekies kan word nie. Dis ek nou gesê die geleerders bietjie uitgedim. Die punt van die saak is jy dan maar 'n paar sou gespeel die afgelope paar seisoene en hy het elke keer as hy oor die hoof gesien. Ja, dit is en ek dink hy het verlede jaar ook vir die Barbarians gespeel as ek dit nie mis het nie. So hy was op pad om weer vir hulle te speel. So dis 'n eerlike speler, harde speler. Dit is 'n man daarvan Affies. Jy kan altyd 'n vaskop sit in 'n slot daarvan Affies in Pretoria kan jy maar kies. Ek dink die Stormers was gelukkig om hom te gehad het nou vir 'n lang tyd en hy het baie goed gespeel. So ek stem saam, hy het vasgevang in al hierdie geweldige keuses van slotte wat die Springbokke gehad het. So dit moes nou maar 'n paar beserings wees voordat hy nou nader geroep is en ek hoop hy's 'n speler wat dalk oorweeg kan word selfs vir die span teen die Barbarians. Weet dan om daai toets kom ons sê maar toetserkenning te kry sal vir hom baie beteken, maar ja, goeie speler. Ja, Rassie kondig Dinsdagmiddag 3 die span aan, so dit gaan interessant wees om te sien wat daar uitkom, maar weet daai SA span, ons moet nie die belangrikheid van daai wedstryd onderskat nie, nie net vir wat Rassie kan leer nie, maar vir die feit dat as jy uitdra vir SA kan jy nie weer vir 'n ander land gekies word nie. Ons het gesien die drama rondom Bernard Jansen van Rensburg. En toen die tyd het hy vir die junior Springbokke gespeel en toe was dit ons soort van tweede span, maar nou is ons SA ons tweede erkende senior span, so as jy vir SA span speel, kan jy nie weer vir 'n ander land kies nie. So slim skuif van Rassie om seker te maak 'n paar van hierdie talente word nie afgerokkel nie. Ja, daar's altyd 'n risiko as jy nog so 20, 21, 22 jarige manne kontrak aanbied aan Skotland en veral Skotland en daai lande wat sê 3 jaar is genoeg. So dit is moeilik. Ek weet ek het nou lank in Namibië gewees. In Namibië moet jy 10 jaar bly voor jy gekwalifiseer vir enige speel en so aan. So hulle maak dit baie gunstig vir daai Europese lande. So dit is altyd 'n risiko en dis 'n hele paar baie talentvolle spelers en ons het al gesien, weet spelers soos Koeman en noem hulle van die manne en Kyle Steyn en die ouens is juis in daai ouderdomstyd, so 21, 22, 23 is hulle oor, paar jaar daar gewees en selfs Jameson Gibson Park, as jy daaraan dink in Ierland, ek het nou eendag sy
sy verhaal of hy het gepraat daaroor en hy was ook nog 'n klomp jaar kwalifiseer en hy was omtrent naby aan ek dink 7-28 wat hy vir die eerste keer vir Ierland gekies is. So jy het dit maar van daai Europese manne kyk met sulke glasrige oë na die talente in die suidelike halfrond en is net angstig om dit te doen. So ek stem saam met jou. Gee vir 'n paar van die manne SA span, maar ek dink is ook op meriete, weet daar is 'n wedstryd nou teen Zimbabwe op meriete. Dit help ook nou vir Rassie in 'n mate dat al die boelspelers nie beskikbaar is nie, so daar's 'n paar ekstra manne wat 'n kans gaan kry. Jy was 'n paar bespiegelings gewees en daar's van die joernaliste wat baie keer dat hulle binnebaan en hulle hoor 'n bietjie van 'n gepraat van 'n spanne. Ek het 'n moontlike SA span al gesien wat van die manne hierso op hulle platforms gesit het. Dit kos maar wag tot hulle die spanne kies, maar potensieel kan dit interessante kombinasies wees, soos ene wat oor bespiegel was as dalk centerpaars soos Marcus Miller en Jorense Julie saam, daai tipe spelers, maar dan het jy amper twee buitesenters wat center speel. Maar dit is van die jonger manne wat begin deurkom. Interessant genoeg, Jorense Julies kom eintlik van Walvis Bay af. Hy het nog tot in sy laerskool het hy vir Walvis Bay gespeel, laerskool rugby en toe sy Paul Roos toe. So hy is ook 'n man van, so dis dan een speler wat Suid-Afrika kan sê wat ons dan myne so half gekry het van Namibië se kant af. Wat het gepraat van al die Wusi Moyo kan vir Zimbabwe speel. Tussen my nou. Dit is nou dag bekend in Desember gehoor en natuurlik die twee broers, die Tuka broers, Kongo manne. Jy weet, ons het 'n hele paar Zimbabweërs in ons geleedere wat hier vir ons tuis rugby ook speel. Ja, nee, ek weet nie, en ek het natuurlik, Skotland was 3 jaar, is nou 5 jaar. Dit was net tydelik weer teruggeskuif 3 jaar toe met COVID. Dus kom Piers Koeman dit toe kon maak. Ek het nou die dag het met Jamie Lyle gepraat, 'n Skotse kommentator vir Wêreld Rugby en Rugby Pass. Toe verduidelik vir ons hoe dit werk. Anders sou hy ook moes 5 jaar gewag het. So ek dink hulle raak bietjie tired nou op dit en gepraat van dit, né? Daar's natuurlik nou baie vrae oor Tony Brown wat weggaan, ons het laasweek daaroor gepraat. Maar die groot vraag natuurlik is wie gaan hom vervang? En die een naam wat baie opduik is, ons het er vinnig oor gepraat, maar die een naam wat baie opduik is Franco Smit. En ek het altyd gedog, hy is die binneperd vir die Skotland pos, maar nie noodwendig nie. Dink jy Franco sal tevrede wees om onder Rassie te speel as hulpafrigter of te werk as hulpafrigter, of dink jy hy het groter ambisies, dalk eerder land so Skotland afrig en sovoorts? Wat verwag jy? Ja, ek sou, dis moeilik om nou, dit voel vir my so 50-50 amper, ek dink om 'n land so Skotland af te rig, sal sien dat hy nou so lank daar is en dit verstaan en in Skotland is, sal seker vir dalk eerste kortkop eerste prys wees, maar as daai deur nie oopgaan nie, kan dit 'n interessante vooruitsig wees as so iets kan werk vir Rassie Erasmus om so iemand te kry. Een wat ons nou wel weet met al Tony Brown se dinge is, daar gaan 'n deur oop vir iemand om daarin te beweeg. So dit is interessant wees. Ek dink Rassie sal nou al dink en nou al sy planne so 'n bietjie in daai rigting kry. Dis ook interessant wees hoe ver Rassie nog aangaan na 2027 en wat sy planne is. So dit is ook 'n ander faktor. Interessant wees, solank hy aanhou wen, dink ek gaan hy aanhou nog steeds wil wen. So ek dink ja, hy is geteken tot 2030, né? Ja, absoluut. So daar's genoeg aksie nog en hy sal weet wie hy daar wil hê, maar ek dink Franco Smit is iemand wat Skotland rugby ken en hoe braaf gaan Skotland nou wees. Ek weet Ierland het 'n Engelsman wat hulle afrig, so met die Farrell, so jy het dis nie ongewoon dat iemand van 'n ander land afrig nie. Dit het ons al reg oor die wêreld gesien, maar van die lande begin so half meer neig om hulle eie manne maar te kies. Dit is net Suid-Afrika wat nog nie eintlik vreeslik so na ander lande gekyk het nie. Ons het nog altyd maar gesê ons eie mense is goed genoeg om af te rig, maar Franco Smit sal goed wees as hy kan in daai gesprek wees. Maar ek dink hy's goed genoeg om vir Skotland af te rig, maar ek het ook die indruk gekry dat daai gesprek 'n bietjie stiller geraak het. Dat op 'n stadium was daar sterk bespiegelinge dat hy 'n persoon is wat of 'n afrigter is wat kan oorneem, maar ek dink maar kyk hoe dit nou verder gebeur. Miskien weet die feit dat hy nou miskien hierdie jaar van 'n eindstryde of nie eindstryde gewen het nie of eindstryde beland het nie, is miskien 'n effense faktor, maar mens moet ook in ag neem met wat hy het en wat hy beskikbaar het en wie sy span is. Wel, Rassie is nou een ou wat nie skaam is om iemand van oorsee af te kry nie. Hy het 2 ure daar, hy het Tony Brown gehad daar. Ek bedoel, ek dink hy hou daarvan om hierdie buitekantse buitelandse invloede in te bring. Jy weet, 'n bietjie van 'n ander ding. Soos die Tony Brown het 'n groot verskil gemaak in die Springbokke se aanval byvoorbeeld. Nou ja, dit is 'n interessante ding. Ek sien nog wel uit. Ek sien nie wie die spanne is. Hoor wat sê Rassie nou môre middag, wat se verrassings het hy vir ons daar.
Ek het vir verwagting, dit gaan baie dieselfde tipe span wees. Albei spanne, die A-span en die Springbok span. Eintlik is dit maar net groen en goud. 'n Mengsel van ervaring en jeug in al twee kante van hulle en ek dink jy ons moet enigiets inlees net wie word vir watter span gekies nie. So ek sê daai senterkombinasies, ek het 'n vermoede hy gaan waarskynlik vir Damian Jalende in een speel en Jesse Kriel in die ander een en hulle langs twee jonger senters sit net as 'n voorbeeld. Ek dink dis wat dit gaan wees. Baie eksperimentering, nie te veel op die spel nie. Ek het wel gesê hy wil nie een enkele wedstryd verloor nie. Daar's geen manier dat die Springbokke enige Springbokspan teen die Babas gaan verloor nie. Maar ja, ek dink dit gaan 'n reuse eksperiment wees tot die bulle nou terugkom. Ja, dit is en ek dink miskien kan hy ook oorhelling en sê daar's min tyd oor om reg te wees vir Engeland wat nou om die draai is. So dalk sal hy maar hierdie een gebruik as die eerste een om nou van die kombinasies te vestig dalk. Maar dis interessant wees wat hy doen. Ek dink hy spelers ken mekaar gelukkig. Weet Jesse Kriel, nou maar wat jy genoem het Jesse Kriel en Jalende ken mekaar en hulle ken vir Pollard as hy die 10 is, hulle ken vir Libbok as hy die 10 is. So ek dink dit is fyn verstellings. Daar's dan nie te veel nuwe manne nie. Miskien op 9 is meer die uitdaging. Weet dit so andersins Reinagh en Van der Berg waarskynlik gewees het. So nou daar gaan 'n bietjie van 'n verandering wees, 'n bietjie diepte in wat hy daar gaan maak. Maar dan ook papier ken vir Pollard. So ek dink geen span sal in die steek gelaat word as jy papier Pollard, Jalende en Kriel het, dan gaan jy lekker rugby speel. So So dit sal interessant wees. Moeilik, ons het nog altyd gesukkel om Rassie se skuwe vooruit te antisipeer en dit sal wel dieselfde wees. Hy dink vooruit, weet hy is almal 'n treetjie vooruit, maar dis 'n lekker vooruitsig. So ten minste dis 'n nuwe generasie wat in aksie is Saterdag. So dit is so 'n afsluiting van my kant af, daai SAA span en van hulle wat ook ingemeng is in die Springbok span. Dit is 'n lekker klomp jong talent. Daar's 21 spelers om net na die feite te kyk. Daar's 21 spelers wat nog glad nie in 'n Springbok try gespeel het nie. Die groep was 51 op 'n stadium. Dink ek was dit 53 met Carlos Sadi en Pepsi Buthelezi wat bygekom het. So dis 'n klomp spelers bymekaar, maar 21 spelers het nog nie amptelike toets gespeel nie. So dis vir my, dis wat my opgewonde maak van hoe Rassie dink. Daar's 21 spelers wat geweldige goeie blootstelling gekry het die afgelope week en 2. Hulle is gereed vir die volgende tree. Meer gereed as wat ander lande se 21-jariges is. So dis lekker vooruitsig. Okay, Arie, dankie. Hierdie was net so vinnig, noem dit maar Engels touch-base gesprek. Ons het nog nie veel inligting nie. Ons moet net 'n bietjie van 'n idee te gee wat alles hierdie week gebeur. So ons het donderdag lekker gesels oor hoe lyk die Springbok span, hoe lyk die A-span, hoe lyk die Bulls se span, hoe lyk Leinster se span. Kyk, dit gaan nou maar lekker rugby naweek wees vir 'n verandering. Ek sien baie uit daarna. En natuurlik daarna as dit volgende week is daar niks nie en dan begin die rugby nou in alle erns. Die Springbok het in Engeland die Nasiekampioenskap wat afskop. Baie op die spel daar. Ek sien uit daarna. Dankie Arie, waardeer dit. Heerlik, lekker week. Ons praat later. Groete.